Die storie word vertel van 'n man wat in sy hut besoek is deur God. God het hom 'n groot klip voor sy hut gewys en hom die opdrag gegee om die klip elke dag te stoot met al sy krag. Die man het elke dag vir jare met al sy energie teen die klip gestoot. Elke aand het die man moeg en moedeloos op sy bed geval, want hy kon die klip nie 'n millimeter beweeg nie. Hy het begin dink, ek mors my tyd. Toe Satan dit sien, spring hy in en bevestig die waarheid dat die klip in al die jare nog nooit beweeg het nie. Hy het die man soos 'n regte loser laat voel. Die man sê toe vir homself, vir wat? Hoekom probeer ek so hard? Ek breek myself onnodig. Ek sal elke dag die klip stoot, maar ek gaan nie meer so hard werk daaraan nie. So maak hy toe, maar na 'n tyd vat hy die saak na God in gebed. Here, ek probeer al jare, sonder sukses om daardie klip te beweeg. Hoekom misluk ek? God antwoord hom toe, my kind, waar misluk jy? Ek het nooit gevra dat jy die klip moet beweeg nie, ek het gesê, stoot teen die klip. En kyk hoe sterk is jy, jou arms en rug is gespierd en mooi bruin gebrand, jou hande is hard en jou bene massief, jy het so sterk geword teen weerstand, jou roeping was om gehoorsaam te wees en my wysheid te vertrou, nou gaan ek die klip skuif. Die storie beteken so baie vir my. 'n Mens wil die Here passievol dien in die gemeente en gemeenskap, maar mens voel jy beweeg mense nie tot geloof of goeie werke nie. Hulle bied dikwels eerder weerstand, soos 'n swaar klip. Buitendien kan ek en jy nie mense red of verander nie, net God kan. Die opdrag is om te bly verkondig en met ons voorbeeld Christus te leef en ander van hom te leer, nie om God te wil wees nie. Die storie leer ons, dat ons soms ons verbeeldings met ons laat weghardloop. God gee die opdrag om gehoorsaam en getrou te wees, maar dan raak ons moedeloos oor goed, wat God nooit eers gesê het nie, maar wat ons self uitdink. Ons moet leer om reg te luister. Oefen jou geloof, wat berge kan skuif, maar onthou dis God wat berge skuif. Dit kan my en jou ook help om te onthou dat die Here vir Jesaja gesê het om kaal te preek. Jeremia moes met 'n juk loop en profeteer. Hosea moes met 'n prostituut trou en sy kinders snaakse name gee. Esegiel moes sy kos oor mens misgaar maak. Die Here vra soms vreemde, simpel goed. Ons taak is nie om die plan te verstaan of verbeter nie, maar getrou te wees aan wat hy sê. Kom ons bid. Ek erken, Here, dat ek U nie altyd verstaan nie. U laat my vandag dink, Here. Dankie dat U nie altyd snaakse goed van my vra nie, want ek sukkel klaar met die gewone goed, soos om my gesinslede te dien, om my naaste lief te hê, om mooi te praat, om opreg te lewe en my Bybel te lees. Help my, Heilige Gees. Amen.